Sy goeiemôre gemeente by hierdie Kersoggend. So goed om almal te sien en van die kerkraad se kant af sê ons vir almal 'n baie geseënde Kersfees en mag ons regtig ervaar Immanuel, God by ons en dat die Here nie net vandag by ons is nie, nê, natuurlik ook ons vier dit dat God reeds mens geword het in Jesus. Dat hy altyd by ons sal wees en jou nooit sal verlaat of in die steek laat nie. Mag jy dit ervaar vandag? Maar ook die res van 2024 en ook 2025. En dit is die wonderlike, om met daai wete die nuwe jaar in te gaan, waar baie uitdagings vir baie van ons wag. Ons weet, God is met ons en ons loof en prys die Here net. En in Jesus, wat mens geword het, wat vir jou sondes gesterf het aan die kruis, die pad oopgemaak het na God die Vader, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. En in hom groet die Here jou vanoggend met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Dat jy mens geword het om ook die pad te stap wat ons hier op aarde stap. Jy het alles deurgegaan. Jy is nie 'n God wat daar ver die hemel en volmaaktheid bly nie, u het mens geword in Jesus. En so het ook die Here Jesus al die pyn en lyding verduur hier op die aarde. En op die einde, Here, het u koningskap beteken dat u daar gehang het aan die kruis. Deur die goddelike mag het u al die Vader se oordeel en straf op die wêreld se sondes gedra daar aan die kruis. Slegs deur u koninklike mag. Dankie Here dat u oorwin het en ook opgestaan het. En ook opgevaar het en dat u ons koning en ons Here is. En dat ons Here daarom ook vanoggend u kan loof en eer en prys en onsself, ons lewens onder u heerskappy kan plaas, want dis die beste vir ons om te wees. Onder u heerskappy. Want u het ons eerste lief gehad en daarom het ons u lief. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Skriflesing kom uit Matteus hoofstuk 2, Matteus 2 vers 1 tot 12. Gaan ek lees. Matteus 2 vers 1 tot 12. En ek lees uit die 1983 vertaling. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. En na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster gesien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: "In Bethlehem in Judea, want so is dit deur die profeet geskrywe. En jy Bethlehem gebied van Juda, jy's beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees." Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: "Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys." Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Ja, so 'n hele paar jaar terug, kyk ek na die nuus op Kersdag en ek dink was nog Rian Kruiwagen wat gesê het, gee toe berig van 'n stampvol nagklap in China wat afgebrand het.
En hy sê toe ook dat dit 'n baie gewilde feesdag geword het, Kersfees, nie, om lekker partytjie te hou. Maar nie dat hulle gelowiges is nie, die ondergrondse kerk vier maar Kersfees op hulle eie, ondergronds. Maar dat Kersfees ook 'n baie gewilde feesdag geword het in China, oor die algemeen, ook vir die ongelowiges. En dan wonder mens, wat is 'n mens se persepsie van Jesus? Want tog moet hulle tog weet Kersfees, nê? Reg oor die wêreld. Kersfees kom die boodskap hoor, mense hoor dit ook. Nê, dat Jesus, nê, hoor jy tog ook van Jesus wat gekoppel is aan Kersfees. En dit gaan oor wat is ons persepsies van Jesus. Raak Jesus vir ons net belangrik een dag 'n jaar tydens Kersfees, nê? Vir baie mense is dit so een dag 'n jaar wat hulle weer fokus en kom kerk toe en so, en dit gaan oor Jesus. Vir ander mense beteken Jesus eintlik Kersfees om lekker partytjie te hou, nê, jou te geniet. Ander beteken dalk om 'n bietjie geld te maak, nê, dat die Kersgeskenke, nê, die geld loop nou vir Kersfees. Ons sien dit as jy oral waar jy gaan in die winkels en mall, nê. Beteken Kersfees eintlik geld maak. En ek dink Kersfees kan vir party mense eintlik 'n kopseer wees, nê, veral as jy van ander godsdienste, nê. Dit is eintlik 'n kopseer. Want ek dink jou kinders vra ook, wat gaan aan en so, dan moet jy verduidelik, nee, dis nie ons fees hierdie nie. Nee, soos Kersfees kan vir mense verskillende dinge beteken. En dit gaan eintlik oor, wat is jou Jesus beeld? En ons moet ook vir onsself sê, hoe sien ek Jesus? Wat is jou beeld van Jesus? Nee, want jou Jesus beeld sal jou prioriteite bepaal. Sal jou gesindheid teenoor die lewe bepaal. Sal jou verwagtinge en hoop bepaal. Ook as ons dink al klaar aan volgende jaar. Volgende jaar is net om die draai. En daar's groot veranderings vir baie van ons. Jou Jesus beeld bepaal al hierdie dinge, jou gesindheid ook waarmee jy die nuwe jaar ingaan. En baie keer probeer ons eintlik maar God, nee, en Jesus na ons eie beeld te skape. Ons kan dit nie doen nie, weet God is groter as ons, nee, maar ons probeer om inpas by wat vir ons gemaklik is. Nee, ons dink Jesus beteken dit. Want ek hou daarvan. God is dit vir my. En ek skape eintlik in my denke, nee, God na my beeld, terwyl ons weet ons kan nie. Nee, God is baie groter en meer as wat jy nou van God besef en kan dink. En dan moet jy altyd reg wees om meer van die Here te leer. Nee, dit is eintlik 'n probleem as jy dink jy het nou klaar alles uitgesorteer, jy weet wie God is, wat my verhouding met hom beteken en so, nee, jy gaan nie ophou groei nie. God is altyd groter en meer as wat ons kan dink. Nee, en dan dink ons baie keer soos wat ek God sien. Ek is reg en die ander is verkeerd. Pas op vir so 'n houding. Dis hoogmoed. God is meer as wat jy nou aan hom dink. En ons moet groei. Ook in die nuwe jaar ook. Nee, ons moet nie net aan Jesus dink nou met Kersfees nie. Elke dag is 'n wandel saam met God om te groei in jou verhouding met die Here, om net meer en meer te besef hoe groot, hoe almagtig is hy. Moenie God na jou beeld probeer skape nie. Of hom probeer skep wat by jou pas nie. Ons sien dan ook hier, selfs hierdie op daai eerste Kersdag, nê, hoe die mense verskillende beelde gehad het van die Messias, van Jesus Christus. Ons sien dit by Herodes, hoe hy gereageer het, die priesterhoofde, nê, en die skrifgeleerdes, en die hele volk, wat daar in Jerusalem was. En ons sien ook natuurlik, hoe die sterrekykers gereageer het op hierdie Kersboodskap. En dan sien ons, God is baie groter as wat hierdie mense gedink het. En ons kan onsself ook eintlik herken in die reaksie van hierdie verskillende mense, hoe hulle gereageer het op haar eerste Kersdag. Ons kan dit ook sien, dis baie keer ons reaksie vandag ook. En nou, wie is Jesus? En ons sien ook in die vorige preke,
het ek gefokus op Jesus se versoeking in die woestyn. Dan die inleiding van Matteus. Matteus probeer vir ons vertel wie Jesus is in sy inleiding. En hier gaan dit veral oor Jesus wat koning van die Jode is. Net dis wat die sterre kyk, waar is die koning van die Jode gebore? En dan kyk ons ook na die reaksie van die mense by 'n klomp. In vers 3 staan daar, het daar 'n ontsteltenis ontstaan. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Hoekom was hulle so ontsteld? Hulle het 'n verkeerde beeld van Jesus gehad. En daarom het hulle so ewig ontsteld. En hierdie ontsteltenis beteken in die Grieks letterlik angs en bekommernis. Hulle het angs en bekommernis ervaar. Nee, omdat hulle beeld van Jesus verkeerd was. En hulle het nie daai vrede op aarde, alles wat ons nou gesing het, hulle nie ervaar nie. Maar angs en bekommernis, want hulle het verkeerd na Jesus gekyk. En ons baie keer kan ons hierso sing ook, saam, nee, vrede op aarde en eer aan God in die hoogste hemele, maar as ek dink aan die res van die week wat voorlê en volgende jaar nie, en dan sit ek ook met angs en bekommernisse. Nee, en dis baie keer omdat ons nie die regte beeld van God het nie. Want ons beeld van God bepaal ons prioriteite, ons gesindhede, ons hoop en verwagtings. Kom ons kyk na die verskillende mense hoe hulle gereageer het, nee, en dat jy kan jouself dalk ook herken in van hierdie reaksies. Herodes. Hoe het Herodes, hy angs, nee, hulle was ontsteld gewees. Hoekom? Want hy was mos die koning van die Jode gewees. Hier kom hierdie heidense sterrekykers uit die ooste, ek glo hy het geworry dat dit heidene is nie, want hy was 'n Edomiet, nê? Hy was eintlik 'n buitestander van die Jode gewees. Nee, hy was 'n buitestander, so dit was nie bekommerd dat hierdie heidene gekom het nie, maar hy is dan die koning van die Jode. Hier kom hulle en sê, maar waar is wat is koning van die Jode gebore is? Hy was lekker ontsteld. En hy was 'n wrede koning gewees. Hy het 3 van sy eie seuns laat vermoor, of hy het hulle vermoor, want hulle was 'n bedreiging vir sy troon, vir hom, wat koning is, daar in Judea. Hy was 'n wrede man. Ons weet ook hoe ver hy gegaan het ook later, as jy verder hier lees, die kindermoord, nee, hoe hy beveel dat al die kindertjies onder 2 jaar, seentjies onder 2 jaar, vermoor moes word. 'n Wrede man gewees. En, maar dis snaaks, hy is die eerste een wat gaan na die skrifgeleerdes en fariseërs en sê, waar gaan die Christus gebore word? Die Christus Messias. Hy het geweet die Jode soek 'n verwag 'n Messias. Nou, hy is die eerste een wat na Jesus verwys as Christus, die Messias. En hy vra, waar gaan hy gebore word? So, hy het heeltemal Jesus verkeerd verstaan as koning van die Jode. Dis eintlik ironies hierdie benaming, hierdie titel van koning van die Jode, want waar lees ons weer van die koning van die Jode? Aan die kruis. Waar Jesus gekruisig is, was daar ook 'n bordjie, koning van die Jode. Hy het nie verstaan dat hierdie koningskap van Jesus beteken verlossing van sondes, van Satan, die ewige lewe nie. Hy het Jesus heeltemal verkeerd verstaan. Jesus se koningskap was om al ons sondes op hom te neem. Dis hoekom hy mens geword het. En daarvoor versoening te doen aan die kruis. As 'n koning, ook nie net van die Jode nie, dit het ook nou weier gegaan. Maar dit wys jou, Jesus is vir baie mense 'n bedreiging vir wat vir hulle belangrik is. Vir Herodes was sy koningskap belangrik en Jesus was vir hom 'n bedreiging gewees vir sy koningskap. En Jesus kan ook vandag vir jou bedreiging wees wat vir jou belangrik is. Nee? Is daar 'n gedeelte in jou lewe wat jy nog nie onder sy koningskap geplaas het nie? Want as jy absoluut jou hele lewe onder sy koningskap plaas, dan moet jy dalk jou werkspraktyke verander. Jou sosiale praktyke verander. Wat is vir jou belangriker as Jesus? Dis wat ons moet kyk. Wat het jy nog nie onder Jesus se regering geplaas nie? Watter deel van jou lewe? Het jy regtig al jou hele lewe onder Jesus se heerskappy, sy koningskap geplaas? Dit is die vraag. Ons wil baie keer Jesus net byvoeg by ons lewens. Ek wil leef soos ek wil,
En dan vra Here, seën my. Dit wat ek besluit het, seën dit. Of eendag as ek doodgaan, nee, dan weet ek Jesus my sondes, gaan ek hemel toe. Maar ek wil verder net leef soos ek wil. Nee, ek het nog nie sy koningskap aanvaar nie. Wat is te belangrik in jou lewe? Wat 'n bedreiging, waar Jesus vir jou 'n bedreiging is. Wat jy nog nie onder sy koningskap geplaas het nie. Finansies, jou besigheid, wat ook al dit is. Jou verhoudings, jou huwelik. Op 'n stadium was daar 'n ryk man wat ons na Jesus toe kom sê, wat moet ek doen om 'n ewige lewe te beerwe? En die Here het vir hom gesê, doen dit, doen wat in die wet staan. En sê, ek doen dit alles. Toe sê hy, as jy volmaak wil wees, verkoop alles en kom volg my. En hy het baie besittings gehad, dit was te groot. Daai opoffering was te groot. Hy het bedroef, bedruk, weggegaan. Nou, kom ons kyk na die Joodse geestelike leiers. Hoe het hulle gereageer op Jesus, wat as koning van die Jode gekom het? Ek dink hulle was baie, hulle het gedink, nee. Hierdie Jesus wil ons nie aanbid nie. Hulle weet, hy's op pad, hy gaan in Bethlehem gebore word en so nie, maar dink wat vir die ergste was, dat heidene kom en kom aankondig, die koning, die Messias, is gebore. Jy weet, die Jode, nee, hulle sien hulle self beter as alle ander mense. Nee, alle ander mense wat nie Jode is nie, is heidene. As jy kan nie saam met hulle eet nie. Ek het al, jy weet, hulle kos is kosher. Kos mag nie eens aan jou kos raak nie, as jy nie 'n Jood is nie. Nee, Elisabeth het my al 'n keer vertel by haar kindsgroep, dat hulle so ete gehad, daar was 'n ortodokse Jood, en hy kon nie saam met hulle eet, sy goed word apart gehou. Alles. Nou hier kom heidene en vertel, Jesus is gebore as Messias. Nee, dit kan nie wees nie. Hulle het seker verwag, dat die Messias wat gaan kom, nee, 'n Joodse koning gaan wees, 'n aardse leier, nee, wat die heerskappy van die Romeine gaan afgooi, Hy gaan 'n aardse verlosser wees, 'n freedom fighter wees. Nee, dis wat hulle natuurlik verwag het. Daarom lees ons ook later, waar Pilatus moet oordeel, nee, oor Jesus, en hy sê, hoor so, moet ek Barabbas vrystel of vir Jesus, nee, wat die Christus genoem word, en toe kies hulle vir Barabbas. Hy was 'n politieke gevangene wat tydens 'n opstand iemand vermoor het, Romein vermoor het. So hulle kies vir 'n aardse leier wat die Jode gaan kom bevry. So hulle stel vereistes vir God van wat se verlosser moet kom. Dit moet inpas, God moet inpas by hulle prentjie. Nee, dit is amper of jy so met God, ons kan ook vandag sê, Here, as U dit doen, sal ek U volg. Nee, ek kan vereistes, ek kan half so probeer onderhandel met God. Here, as U vir my volgende jaar 'n beter werk gee, dan sal ek U volg. Nee. Here, as U dit of dat doen vir my, dan sal ek U volg. Maar wie is dan Here? Vir wie dien jy dan? Jy dien eintlik maar net jouself. Nee, dit gaan daaroor, dit gaan oor jou. Want dis wat hulle gedoen het. Hulle het, as die Here vir hulle verlosser gee, dan gaan hulle verlos wees, nee, van die Romeine. So hulle het hulle self gedien. Herodes, daarom hulle beeld van Jesus was heeltemal vals. Net soos Herodes. Herodes sê, hy gaan hulde bewys, nee. Die sterrekykers moet vir hom sê waar Jesus is, om hulde, maar dit was vals. Nee, hy wou Jesus vermoor. Hulle sê ook, hierdie Joodse geestelike leiers sê ook, ons wil die Here dien, kyk ons hou die wet, al hierdie reëls en regulasies, maar eintlik is hulle vals, nee, hulle dien hulle self. Hulle stel voorwaardes, voordat hulle God sal volg. Dien net hulle self, omdat hulle verkeerde beeld van Jesus gehad het. Pas op om vir God vereistes te stel. God is skepper van hemel en aarde. Moenie vereistes aan hom stel voor jy hom sal volg nie. Hy het jou nie nodig nie, jy het hom nodig. Moenie vereistes stel aan die Here voordat jy hom vervolg nie. Dan die Joodse volk wat ook so ontsteld was, nee, beangs was. Hoe het hulle gereageer? Ontsteld, beangs, nee, bekommernis. Hoekom? Want hulle het geweet, koning Herodes, as hy hierdie boodskap hoor,
Ons is gewoond aan al sy wrede optrede en vergelding, nê? Ons gaan daarvoor boet. Nee, daarom was hulle so bang geweest. Want wat gaan Herodes doen as hier nou 'n koning van die Jode gebore is wat die sterrekykers gesê het? Nee, hulle was bang vir Herodes se wraak. En ons weet ook later wat hy toe gedoen het ook, om die kindermoord. So die volk, nee, wat ook Messias verwag het, nee, wat het hulle gedoen? Nee, hulle het 'n godsdiens sonder die kruis gesoek. Dis wat hulle gesoek het. Sonder lyding. Godsdiens sonder kruis en lyding. En ons weet wat Jesus gesê het. Hy het gesê, as ek vervolg word, sal julle ook vervolg word, wat my volgelinge is. As iemand agter my aan wil kom, Matteus 16 vers 24, moet homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Ons weet, jy dien nie die Here met alles, nou word jy net geseën en alles gaan net goed en reg nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Daar gaan van jou ook gevra word. As hulle ons leier gekruisig het nie, sal daar ook tye wees wat ons ook lyding moet kan verdra. En so word ons geloof eintlik gesuiwer, getoets en gesuiwer. Ek weet baie keer is ons sulke geheime agente van Jesus in die wêreld. Ek wil 'n Christen wees, maar nie disipel nie. Nee, ons het so hele klompie sondae daarby teruggestaan. Nee, ek wil Christus, maar nie disipel nie. Ons wil geheime agente wees. Ek kan nie by die werk getuig van Jesus nie. Ek kan nie my geloof daar uitleef nie. Almal is ongelowig. Hulle aanbid eintlik ander godsdienste en goeters nie. Hulle sal my uitskuif. Ek kan my werk verloor. Ek kan nie teenoor my vriende getuig nie. Hulle gaan sê ek dweep, ek gaan hulle verloor. Weet nie wat goeie vriende is nie. Nee? En ons het al sulke dinge. Ek soek nie 'n godsdienst met 'n kruis nie. Die godsdienst dit moet by my pas, by my leefstyl pas. Nee, en dan leef ek in kompartemente. Nee, dis ook ek doen. Van maandag tot Vrydag is ek die werkspersoon, besigheidsman, besigheidsvrou, wat ook al, nee. En dan Vrydag en Saterdag as ek die sosiale vlinder en sportpersoon, en Sondag as ek die gelowige, as ek die Christen, as ek die kerkmens, so vir 'n uur of 2. Dan gaan ons weer aan. Ek leef so in kompartemente. My verhouding beteken eintlik maar net Sondag iets. My verhouding met die Here. Dan kom dit weer ter sprake. Pas op vir 'n godsdienst sonder 'n kruis. Sonder lyding. En dit is natuurlik ook wat die prosperity gospel, ons weet daarvan hoe baie mense dit skeef trek en ek geld maak uit mense, nee, oor die prosperity gospel. Nee. Jesus het kruis toe gegaan. Koning van die Jode het hy daar, was die bordjie bo sy kruis. Dan kyk ons na die sterrekykers. Die sterrekykers, dis eintlik bonatuurlik, nee, dat hulle Jesus geëien het as die Messias. Die sterrekykers, hulle word dit moet 'n bonatuurlike werking van die Heilige Gees wees. Dit is maar net so. Dat die Heilige Gees dit kon koppel vir hulle, dat hierdie ster wat verskyn gekoppel word aan 'n koning, 'n baba wat gebore word as die koning van die Jode. Dit is absoluut bonatuurlike werking van die Heilige Gees. En die wonderlike dat die eerste mense eintlik wat kom om te sê Jesus is die koning van die Jode, was nie Jode gewees nie. Nee, was heidene gewees. Dis die goeie nuus vir ons. Want hy was toe nie net die koning van die Jode nie, maar van alle mense, oor alle taal en kultuurgrense. En daarom sien heidense sterrekyker, die ooste, sien dit eerste raak en herken hom. Want Jesus se opdrag op die einde was, mos gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels. En voor sy hemelvaart hy ook gesê, Handelinge 1 vers 8, die groot opdrag en ook gesê, julle sal my getuies wees, in Jerusalem, Judea, Samaria en tot die uithoeke van die wêreld. Dis die troos, dis hoekom ons Kersfees vier. Jesus is die koning van die heelal, van ons almal. En die geskenke, dit is bonatuurlik. Ek dink hulle geloof was baie getoets gewees. Om Jesus daar waar hy saam met sy moeder in 'n eenvoudige huis of vertrek was, om hom te herken en te eien
as 'n koning. Dit is bonatuurlike geloof. Maar ons sien tog ook hier raak, mense twee dinge nodig, eintlik 3, om God werklik te leer ken. Nee? God sê, hoe openbaar hy aan ons? Hy openbaar hom aan ons in die natuur. En dis wat met hulle gebeur het. Hulle het hierdie ster gesien en het gekoppel aan Jesus as die koning van die Jode. Seker in die Babyloniese ballingskap het die Jode seker gepraat en hulle daarvan te hore gekom dat 'n Messias gaan gebore word. En toe koppel hulle hierdie verskyning van die ster aan dit. Nee, in die natuur sien hulle dit, 'n ster verskyn. Net dis hoe God hom openbaar in die natuur. Dis hoe ek sê om 'n ateïs te wees, nee, is seker die sterkste geloof wat daar moet wees op aarde. Om na alles te kyk om jou en te dink, daar's nie 'n God wat dit gemaak het nie. Dis net per ongeluk, of wat ook al. Wat jou redenasies hoe dit ontstaan het. So die natuur, maar op die einde ook, om by Jesus te sien ook wie die God is, wie Jesus is, net het tog ook die skrifte hier nodig gehad. Nee? Die Joodse leiers, geestelike leiers, die fariseërs en skrifgeleerdes moes tog ook gaan sê, maar dit staan in die woord in Bethlehem. En toe het hulle na Jesus toe gegaan. Maar dis deur die werking van die Gees. Die Gees gebruik die natuur en die skriftuur om ons tot die ware kennis van God te bring. Nee, Gees en woord moet by mekaar bly. As jy net woord het soos die Joodse geestelike leiers, nee, beteken dit ook niks. Hulle het nie gaan halfde bewys nie. Ja, dat jy dit maar verkeerd verstaan. So, hierdie bonatuurlike geloof, deur die natuur en skriftuur, sien hulle Jesus in hierdie armoede en sien hom as die koning. Ek dink dit vanoggend ook om my stilte tyd nie, dat Jesus eintlik so in armoede gebore is. En dat hy ook moes later gesê het, hy was eintlik op die straat, nee. Hy sê die seun van die mens het nie 'n kussing om sy kop neer te sit nie. Die jakkalse het gehad en al die dinge. Dit beteken Jesus, God, wat ook God is, weet alles waardeur ons gaan. Selfs om 'n haweloos te wees. Selfs om te vlug vir jou lewe. Selfs om beskuldig te word, nee, hy is 'n buiteegtelike kind, nee, want Josef kan nie sy pa wees nie. Al daai goed. Daar's nie iets wat ons ervaar hier op aarde wat God nie verstaan waardeur jy gaan nie. En daarom is hy in hierdie armoede eenvoudig gebore. Sodat jy met al jou goed na hom toe kan gesê, maar die Here verstaan. En hy ken my nood en ellende. En hy het kom dra om ons in daai vader-kind verhouding met God te bring. Ek het nou dag, ek het dit ook al genoem, nee, daai mense, die recyclers, nee, wat die asblikke so, die plastieke goed uithaal, nee. Dan groet ek hulle en sê, God is goed vir my. Daar's 2 manne wat daar by my is. Vertel net, God is goed. Hoe kan ons kla, want God is goed. En ja, dis eintlik baie keer moeiliker vir mense wat alles het en wat voel hulle is God, om werklik Jesus te sien as God. Maar verstaan jy dat jy nie hoef bang te wees vir 2025 nie. Want God is goed. Want Jesus is die koning. En daarom pas op vir die nuwe jaar, stap die pad saam met God, saam met Jesus. Kyk die natuur, loof en prys die Here in die natuur, nee. Ons was nou 'n bietjie daar weer in die berge gewees, nee. Dis wonderlik net wat God alles maak. Maar jy sien dit hier ook. Ek meen hoe groen, hoe geseënd is ons met baie reën, nee. Loof en prys om natuur, maar laat God heeltyd jou denke verander deur sy skriftuur en die werking van sy Gees. Moenie dink jy het gearriveer nie. God kom skaaf aan ons Jesus beelde. Voortdurend, elke keer jy woord vat. En ook as gelowiges met mekaar praat, nie, dan kom skaaf hy aan ons beelde van wie hy is. Jy het nie vir God al uitgesorteer nie. Jy gaan nie. Eendag in die hemel gaan jy alles ken en weet. Maar wees oop dat God jou denke kom vernuwe. Romeine 12 vers 2. En baie keer moet ons eers weer teruggaan, nee, net sommer aan die begin. Hoe kom jy tot kennis dat Jesus die Messias is, die Christus is?
is om soos hierdie sterrekykers eers te kom en hom voor hom te buig. Hom te aanbid as 'n koning. Nee, in daai arm eenvoudige vertrek waar Maria seker Jesus baba op haar skoot gehad het, kom hulle, en hulle aanbid Jesus as 'n koning. Hulle nader op 'n tipiese oosterse wyse, nader hulle Jesus as 'n koning. Nou moet jy dink, daar's geen bediendes nie. Dit is armoede. En hulle kom en hulle buig en hulle aanbid aan Jesus. Hierso vers 11 staan daar. Ekskuus, ek het nou by verkeerde vers. Dit staan, hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Tipiese oosterse wyse. Nader hulle tot die kniel en hulde bewys. En dan haal hulle ook geskenke uit wat vir 'n koning, dit moes seker so uit die plek gewees het, die goud, die wierook, die mirre in hierdie plek. En dit is waar daai ware beeld van God en die ware verhouding van die Here begin. Is om eerstens te kom en te kniel en Jesus te aanbid. Sê Here, ek aanvaar, ek glo. Ek glo dat Jesus is die Messias. En dan kom die Here deur sy Gees. En hy skaaf aan jou beeld, in jou denke, aan jou godsbeeld. En dit groei al hoe meer en meer en meer. Dat jy ook werklik elke dag kan sing, eer aan God in die hoogste hemele, en vrede op aarde. En wie God 'n welbehae het. Dis waar alles begin. En ons kan Kersfees vier. Nie net vandag nie, maar elke dag. Elke dag is Kersfees. Elke dag, Immanuel, God by ons. Kom ons bid saam. Here, dankie Here, dat U ons denke en ons woorde ver vooruit is, ver groter as dit is. Ons kan U nie deurgrond nie, maar dit wat U vir ons openbaar, elke dag is daar nuwe verrassings, nuwe skatte wat ons uit die woord onder leiding van die Gees kan ontdek, van wie U is, wat U karakter is, wat U beteken. En Here, kom skaaf van ons. Werk elke dag deur die Gees en die woord in ons lewens, dat ons elke dag 'n dag meer en nader na U toe sal groei. Dat ons net meer en meer U liefde kan ervaar en dit deur ons vloei, terug na U toe, na die mense om ons. Dat ons U agente kan wees van U liefde, Here. Here, dankie. Dankie dat ons Jesus kan loof en prys en erken as die koning. Ook die koning van die Jode, maar ook die koning van elkeen van ons se lewens. En ons bid dit alleen in sy naam. Amen. Ja, ontvang die seën van die Here. Die Vader wat jou so lief gehad het, dat hy sy seun gestuur het. En Jesus wat neergedaal het na die aarde, om al jou sonde en ellende op hom te neem, en daarvoor versoening te doen aan die kruis. Stuur sy Gees na ons, het sy Gees uitgestort, sodat God altyd by ons is, waar jy ook gaan, en dat jy kan groei in jou verhouding met hom deur sy seun. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.